Goeiemôre vriende, dis Dinsdag 2 Junie. Ek is bly jy kan saam met my deel in die oordeenkings van hierdie week. Ons lees tekste waarin ons met bome vergelyk word. Bome groei uit die kleinste saad, selfs so klein soos die mosterdsaad, het Jesus gesê. Ons is Jesus bome in God se koninkryk. Ons tema vandag is geloofswortels in Christus. Ek lees uit Kolossense 2 vers 6 tot 10. Aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle in verbondenheid met hom lewe, in hom gewortel en op hom gebou, vas in die geloof soos julle geleer is en met dankbaarheid vervul. Pas op dat niemand julle van hom af wegvoer deur teorieë en argumente wat misleidend is nie. Dit is dinge wat berus op die oorlewering van mense, op wettiese godsdienstige reëls en nie op Christus nie. In hom is die volle wese van God beliggaam en in verbondenheid met hom deel julle in sy volheid. Hy is die hoof oor elke mag en gesag. Vandag fokus ons veral op die onsigbare kant van 'n boom se lewe, sy wortels in die grond. In hierdie teks wat ons gelees het, skryf Paulus dat ons gewortel is in Christus. Hy is die grond van ons bestaan. Geloofswortels begin groei wanneer ons die evangelie saad, die evangelie woord oor Jesus glo. Deur ons geloofswortels is ons verbonde aan Christus, vas in hom, die grond van ons lewe as koninkryksbome. Geloof in Christus is nie bloot 'n verstandelike instemming nie, dis 'n lewe in verbondenheid met hom. Gelowiges se diepste identiteit is in hom. Ons kan met dankbaarheid sê dat selfs sonde en dood ons nie meer uit hom kan ontwortel nie. Ons het saam met hom gesterwe en lewe saam met hom. Paulus maan in ons teksgedeelte gelowiges om die fokus van ons geloof te hou op ons verbondenheid met Christus en nie op allerhande ander dinge soos wetsvoorskrifte, teorieë en argumente wat nie uit Jesus se evangelie woord ontkiem nie. Dit was so goed om te sien dat nie alle bome deur verlede maand se groot vloede ontwortel is nie. Maar dalk voel jy swak in die geloof en voel jou geloofswortels maar klein en vlak, maklik om uit die Jesusgrond ontwortel te word, soos bome in sterk wind en vloede. Maar die goeie nuus, die evangeliewoord, is dat die Heilige Gees dit sy werk maak om geloof te versterk, om geloofswortels te laat groei en dit sterk te maak en te verdiep. Beoefen geloofsgemeenskap met God deur gebed en oordeenking van die ryke inhoud van die evangeliewoord. Doen dit ook saam met die geloofsgemeenskap, van wie Paulus in Galasiërs 3 skryf, dit maak nie saak of iemand Jood of Griek, slaaf of vry, man of vrou is nie, in Christus Jesus is julle almal een. Kom ons bid saam. Gees van God, lei mense tot geloofsverbondenheid aan Christus. Versterk ons eie geloofswortels in hom. Dankie vir die voorreg om in Christus te kan wees, gewortel. Amen. Mooi dag vir julle verder. Van môre af oordenk ons die lewe van bome bo die grond.